The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Goeiedag, vandag hier by School of Fire in die middel van die Kalahari. Nou, so elke nou en dan het mens dalk net 'n blaaskans nodig. Ek was nou vir so 3 maande hier gewees, ek het 'n bietjie wegbreek van die samelewing gesoek. Ontsnap, if you will. Maar na 'n tyd het ek besef, mens kan nie van jou probleme af weghardloop hê. Dit gaan maar net vir jou bly wag. En alhoewel mens dalk nie altyd op die beste manier stres en goeters hanteer nie, moet mens maar 'n gesonde manier kry om dit beter te hanteer, sodat jy nie jouself terughou in jou lewe nie. Mens kan weghardloop van wie jy is en wat jy moet doen, of jy kan hardloop na wie jy kan wees. So, ek gaan maar kies om nou maar net weer te begin hardloop, na wie ek kan wees. Ek gaan my groot mensskoentjies aantrek, my sokkies optrek, en net weer begin oefen, want ek dink vir stres en enige wel sielkundige probleme en emosionele goeters is oefening een van die beste maniere om dit te hanteer en nie toe te laat dat dit jou terughou in die lewe nie. Ek dink dit is belangrik om wat ook al jy doen, dit saam met God te doen. Dit maak enigiets wat jy aanpak makliker. Ek kan met die geloof, die grootte van 'n mosterdsaadjie kan ons berge verskuif. Dis nie fisiese berge noodwendig nie, dit kan is 'n metafoor. So wat ook al berg in jou lewe is, weet net as jy na God toe draai en vir hom vra vir hulp, dan sal hy jou nie net los nie, hy sal vir jou krag gee om wat jy nou dalk dink onmoontlik is te kan doen. Ja, hoe mens na God toe dra is, hoe mens na God toe draai, is 'n goeie vraag, waarvoor ek nog nie helemaal die eenvoudige antwoord te kry het nie. Baie mense sê, gaan na die woord toe. Geloof is om te hoop en te vertrou op die dinge wat ons nie sien nie. Ietsie soos dit. So, as het 'n manier om na God toe te draai, en dit is om hom aan te roep, en hy sal homself openbaar aan jou. Wat jy doen met die openbaring is nou, it's up to you. Ek self het ook baie dinamiese verhouding met God. Het is nie net altyd goed en lekker nie, soos vir 2 maande het het baie goed gegaan. Ek het baie profound moments gehad, waar ek regtig God se teenwoordigheid oor my lewe gevoel het, en regtig soos sy teenwoordigheid by my gevoel het, en verseker was van die feit dat God is met my, so dit is alright, maak nie saak wat ek deurgaan nie, het sal alright wees. En dan
God verlaat jou nie, maar as jy altyd in 'n rustige plek is, dan vergeet jy van die rustigheid, want dit is heeltyd net rustig. Maar as jy onrustig is, dan is jy wel baie bewus van die onrustigheid. So, of jy nou saam met God, of saam met die duiwel, of saam met jouself gaan seker maar bepaal jou lewenskwaliteit, jou geestelike welstand hang af van jou verhouding met God. So jy kan kies om na God toe te draai. En jy kan kies om wel as jy na God toe draai, dan gaan jy ek dink al dan so, dan gaan jy 'n bietjie beter mens word. Jy gaan nie noodwendig hoef te probeer eers om 'n beter mens te wees nie, want iemand wat net die hele tyd probeer om 'n beter mens te wees, is nie regtig eintlik 'n goeie mens nie, is net iemand wat probeer om een te wees. So, met God se genade kan ons almal beter mense wees. Nog altyd, elke keer as ek net goed begin doen, soos in regtig goed doen in die lewe, dan self-sabotage ek. So ek gaan my uiterste beste probeer om nie weer dit te doen nie. Ek het 'n belofte aan myself gemaak dat ek nooit weer sal ophou om elke dag bietjie beter te raak nie. Want die oomblik wat jy tevrede is met hoe jy is en wat in jou lewe aangaan, dan wel jy raak hoogmoedig oor dit, en hoogmoed kom voor die val, altyd. En die oomblik wat jy ophou probeer, ek meen dis die basiese ding, it's a basic law of entropy. It takes a lot more energy to build up and maintain than it does to destroy. And if you stop maintaining for even 1 second, it will start breaking down. En dit is skrikwekkend hoe vinnig dit baie erg uit mekaar uit kan val. Soos jy kan, wat baie mense so sien as die perfekte lewe hê. En as jy vir 1 oomblik begin slack, dan gaan jy begin val, en as jy nie wakker skrik nie, as jy nie besef dat jy moet in beheer wees van jou lewe, verstaan? Jy moet beheer vat oor jou lewe. Jy moet elke dag wakker word en kies om 'n beter jy te wees. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy regress. En ja, ek het 'n switch in my mind geflip. Daar het iets gebeur waaroor ek nie in diepte hoef in te gaan nie, want dit is relevant wat gebeur het. Langs deur die kort, ek het 'n switch in my kop geswitch, waar ek gaan het van elke dag werk, na werk 2 ure gaan gym, na my 2 ure gym 10 km gaan draf, net dit was soos my daaglikse routine. Ek het gegaan van dit doen af na totaal en al ophou oefen en afskep en werk en al daai goed, en die oomblik wat ek opgehou oefen het die stres onbeheerbaar begin raak. Tot op die punt waar ek gevoel het, ek kan nie meer in die stad wees. Ja, ek moet wegkom, moet wegbreek na die oop lug toe. Gelukkig is daar plekke wat daar is vir mense wat hulp kort, so ek het hier na die plaas toe gekom. Het is baie lekker tyd gewees. Die diere baie geniet, met die diere te werk. Maar die mense hier is ook heel alright. Ja. So ja, ek hoop enige iemand op die ding sien besluit om beheer te neem van hulle lewe en 'n awesome lewe te hê in plaas van net 'n lewe. So in my lewe was ek nou al 'n paar keer dat ek by die Here uitgekom het, en dan na ruk dan dwaal ek weg. Ek doen glo dat God bestaan, en ek glo dat Jesus God is. Ek glo dat as jy vir Jesus aanvaar as God, dat jy die genadegawes van God sal ontvang, en dat jou lewe as 'n resultaat van dit beter sal wees. Daai mense se siening oor God verskil nou wel 'n bietjie, maar dit kom eintlik alles op dieselfde ding neer.
die mooie ding van Christendom is die eenvoudigheid van dit. Enige iemand kan vir Jesus kry, soos niemand het 'n verskoning om te sê, nee, maar hulle het nie geweet nie, of hulle verstaan nie, want dit is hele punt daarvan. Enige iemand en almal kan gered word deur Jesus. Nie een van ons sal na die Vader toe gaan, behalwe deur Jesus, nee. Ek dink dis nogal 'n belangrike ding, maar ons moet ook laat nie vergeet nie, dat ons is nog nie dood, nee. So ons moet nie uitsien na die dood toe, net omdat ons dink ons gaan hemel toe gaan nie. Ons moet vir Jesus wil aanvaar, omdat dit ons lewe op aarde beter maak. En ja, ek hou van Psalm 23, al gaan ek die, even if I walk through the valley of the shadow of death, I still have the light of Jesus guiding me through the darkness. There will always be light. So maak nie saak hoe sleg het gaan nie. As mens vir Jesus aanroep, dan sal hy ook kom help en dit sal beter gaan. Môre sal beter wees. En vandag is beter, omdat hy met my stap. Here, dankie vir nog 'n mooi dag hier op die plaas. Dankie vir die mooiheid wat oral rondom ons bestaan. Dankie vir u krag wat in my is nou. En dankie dat u my al deur al die moeilike tye gehelp het, wat ek nie gedink het dit gaan beter raak nie, maar dit wel beter geraak het. Gaan ook laat môre beter as gister sal wees, en dat ons die beste van vandag sal maak. Amen. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou, en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Kom ons bid net saam. Liewe Here, baie dankie dat U ook op hierdie informele diens saam met ons sal wees en is. U woord beloof, waar 2 of 3 in my naam vergader is, daar sal ek by julle wees. Daarom weet ons, maar ons weet ook, Heilige Gees van God, Ruach HaKodesh, U is altyd by ons. Seën asseblief ons diens vanmôre. Die mense wat getuig, Here, maak hulle gemaklik, dat hulle gemaklik net met ons gesels en nie op hulle senuwees raak onnodig nie. En Here, bo alles, help ons om dit vir U te doen tot uitbreiding van U koninkryk. Ons vra dit in Jesus Christus naam. Amen. Wallo, kom verskyn hierbo. Sy 10 minute begin nou. Okay. Hallo almal, die wat my nie ken nie, ek is Waldo. Ek is nou presies 'n jaar en 3,5 maande al by School of Fire. My lewe het maar baie moeilik begin. Ek was baie rebels gewees op 'n tyd. Moeilike kind gewees. My pa verloor op die ouderdom van 5. En ek het
met 'n swaar hart deur die lewe geloop en gesê, nee, alles is my skuld, want ek is mos die tweede oudste in die huis, as was, moes van die jong ouderdom af na my en my boeties kyk, en ek het maar soos die oudste seun, het ek altyd moes ek die blame vat vir goed, altyd die skuld gekry, en was altyd gesê, nee, hoekom het ek nie van beter geweet nie, en hoekom het ek nie die dinge laat reg verloop en goed nie. En toe 13, 14 het ek begin met aggressie, en ek het dinge begin breek en slaan en goed, en voordat ek kon kyk het ek begin rook, en vriende en vriendekringe was maar 'n moeilike situasie in die hoërskool, want meeste van die mense het gerook, gedrink en van die pad af dinge gedoen, en ek het gedink, okay, maar dis nou die nuwe generasie, dis nou plek om in te pas, oor ons hier naby die nerds so-called sal inpas nie, en toe het ek begin rook, begin drink, en voordat ek kon sien was ek saam met vriende uit, en my ma het begin wonder oor wat gaan met haar kind aangaan, en baie goed gedoen op skool, punte was alright gewees, sport baie goed gedoen, ek het rugby gespeel, maar dit wat ek gedoen het was nooit my ma se insig gewees van hoe ek dit moes doen nie. Sy wou altyd die seun gehad het wat in akademie floreer, oor hulle in akademie en alles floreer, maar ek was meer in die sport na my pa se kant toe. En toe het die rook en drink my oorgevat, en ek en my boeties het begin beklei, en ek was maklik in graad 8 na 3 rehabs toe. Hulle het elke keer gesê, ek gaan nie regkom nie, ek moet my state of mindset change, en my op depressie en medikasie gesit. Dit het my in 'n downfall laat gaan van mood swings en erger dinge, en hier na die derde rehab het my ma gesê, okay, ons moet kyk ons hierdie dinge approach, want sy kan nie, sy is nou al 'n finansiële debt, want ek wil net nie regkom en goed nie. Toe sê ek, geef my die persoon waarmee ek kan praat, wat ek oor die weg kan kom, my verlede verstaan, want ek kan nie regtig met iemand praat wat ook nie my verstaan en my hart ken nie. En toe het ek wel daai persoon gekry, so 2 jaar terug toe ek in 'n rehab was vir 2 weke. Toe praat ek, sê ek, okay, is reg, sit maar op die medikasie, ek kan my beste probeer. En toe sê ek nie 'n week by die huis nie, toe is ek en my stiefpa aan mekaar, en ons beklei, en hulle stuur my terug toe koshuis toe. En toe sê ek vir my ma, okay, ek wil nie meer koshuis toe gaan nie, ek voel is bietjie ver van die huis af, ek wil change en goed. En so haal toe my die koshuis uit, so 'n week nadat ek geskort was, sê hulle, okay, ek gaan nou nie terugkom nie. En baie van my vriende, my regte opregte vriende verloor daar. En dinge het net toe erger en erger geword, soos ek deur die lewe gaan en goed. En so 2 Desember terug, toe gaan my ma hulle weg huis toe, want my ouma, nog voor dit het hulle gesukkel met my ouma, want sy het kanker gehad en goed. En terwyl ek daar by haar bed staan, het sy gesê, ek moet die man van die huis wees, ek moet leiding gee, en ek moet boeties hulle help. En ek het wel die regte goed vir my boeties hulle geleer, moenie dit doen wat ek doen nie, dis verkeerd en goed. Maar hulle het nog steeds gedoen wat ek gedoen het, omdat ek het gedoen het, en hulle het gedink is 'n goeie voorbeeld. En daai Desember toe my ma hulle op pad huis toe is, dus dit net ek en my oupa en my tweede jongste boetie. En ons sit die een dag en my oupa vind my vibes en goed, en ons begin weer bekleierery, en dinge gaan nie lekker by die huis nie, en ek bel toe van my vriende en sê, kan ek nie asseblief daar by julle kom slaap nie? En oor en weer, en hulle ouers praat toe met my ma en sê nee, ek moet huis toe kom, hulle wil dringend met my begin praat.
En hulle praat toe met my, toe sê hulle vir my, nee, ek moet regtig, ek moet op 'n punt kom in my lewe waar ek besluit wat ek wil hê, wat ek wil doen en alles, dat ek daarby kan uitkom, want hulle het al in die verlede, het hulle soos 2 sake oopgemaak teen my, wat 'n mens kan verstaan, want ek het baie gesukkel met aggressie en dit was 'n dreigement vir die huis. En toe het ek gedrink die een aand, ek was dronk gewees en toe sê my oupa ook, hy stuur my School of Fire toe en toe vat hulle my foon af, baie kwaad gewees, ek my boetie daai selfde aand mekaar geslaan en oor dat ek nie hiernatoe wou kom nie. En volgende dag toe sê my oupa, kyk 2:45, ek moet klim. En ek klim toe en ek kom hiernatoe. Overall my experience so is dit baie lekker en goed. Ek het baie verander vandat ek hier aangekom het. Baie rebels gewees, baie moeilikheid aangejaag, baie geboelie, was baie geboelie, selfmoordneigings gehad wat ek nie meer het nie, vry van die depressie en die rook en die drank. Dankie Here, ek sal dit nie weer doen nie. En nou my pad vorentoe is om mense te help wat in rook en drank is, laat hulle ook van dit afkom, want ek het van 'n jong ouderdom af gesukkel met dit, want pa en ma dink is mos nou, ja, hulle leer die kind goed om te drink en dit is hoe hulle 'n ding approach en sê, en eendag toe sit ek by my ma en ek vra, okay, my hele redenasie oor, ek moenie rook nie, maar as ek saam met julle is, kan ek drink. Ek verstaan nou nie dit nie, want rook raak jy nie van die kop af en goed nie, maar drank is, as jy die oomblik as jy nie meer nugter is nie, as jy glad nie by jou volle bewussyn nie. Dan doen jy dinge wat jy nie wil doen nie en jy is jouself nie. En hoe pas dit in? Toe sê sy vir my, nee, want rook affekteer jou longe baie meer as wat drank jou nier sal affekteer. Toe sê ek, maar dit maak dan nie sin nie, want daar's meer sterwe aan mense wat terugval in drank en in dwelms as wat daar mense is wat overal in rook is. Hy sê ek het 'n punt, Piet, maar dit is maar nie beter so nie. En toe het ek maar altyd daai ding in my kop gehad van, okay, dalk is dit beter, dalk is dit nie beter nie. Ek het 2023, toe sluit ek aan by Centurion Rugby Club, vir die 3de keer, ek het 'n beurs daar gekry. Toe het ek 'n vriend daar gehad, Jaden, en hy het gesukkel met asma en goed, maar hy het hier en daar gerook en goed. 2023 April, toe verloor ek hom, toe sy dood. Maar 'n maand voor die tyd, toe het hulle 'n fondsinsameling van 250.000 gehad, waar hulle vir sy medies moet betaal, want die mediese mense wou net nie sy hospitaalgelde betaal het nie, en die ouers het gesukkel met geld en finansiële dinge daai tyd, en sy en haar man het geskei daar, en toe het hy vir ons gesê, hy gaan nou vir 'n week, hy's 'n week siek, hy gaan terugkom, en toe het ons hom nooit gesien nie. Toe was dit ook 'n groot ding in my lewe gewees, want hy was altyd daar vir my. As ek 'n chom gehad het om mee te praat, het ek na hom toe gegaan vir advies. Hy was wel 2 jaar ouer as ek, maar hy was daar vir my. Maar ek dink overall het ek baie beter geraak. Ek was hier die persoon wat ek, toe ek hier aangekom het nie, en ja, my ouers is baie bly om my Desember te gesien het, en die persoon wie ek is. So ja, daar is ons my getuienis. Dankie mense. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het ons ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp, en ons stuur vir jou inligting.
Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.